Goeiemôre, my naam is Neville Chamberlain. Ek het 'n vreeslike Engelse naam, maar ek is gebore in Aliwal Noord. Ek hoop nog, ek glo daar's iewers in my familie se agtergrond is daar 'n swart skaap in Engeland wat baie grond besit en ek wag nog vir die prokureurs om my eendag te kom bel en sê ek is baie ryk, maar dit het nog nie gebeur nie. So ek doen dit nou maar op die harde manier. Net so vinnige paar dinge voordat ek begin hierso. Hier is op die bladsy wat julle kan sien daar op die vertoonstuk, my maatskappy se naam is Brightworks en daar is 'n skakel daar en dis omtrent al wat julle hoef neer te skryf. brightworks.com/Academia 2015. As julle daai inligting het, dan is daar hierdie PowerPoint in PDF formaat en daar's 'n klomp ander goeters wat ek so klein bietjie later oor sal praat. Addisionele hulpbronne wat spesifiek gaan praat oor idees en ideevorming. Kan ek net sien, Willem, kan jy net jou hand vir my vinnig opsteek? Dankie, dat ek net sien waar jy is. Want ek gaan so 'n bietjie praat oor goeters wat ek gedoen het saam met mense wat vandag hier by ons besig is. In hierdie spesifieke sessie, ek het 1 uur en 15 minute, maar ons loop so 'n bietjie agter, so kom ons kyk hoe dit gaan. Ek gaan baie kortliks vir julle verduidelik wie ek is en wat ek doen. Ons gaan dan so 'n bietjie kyk na sakeidees, die klassieke en moderne benaderings tot sakeidees ontwikkel en vorm. Ek gaan vir julle basies 2 dinge probeer leer vandag. Die een is 'n stuk gereedskap. Ek noem dit die sakemodel raamwerk. Party van julle sal dit ken as die Business Model Canvas. En ek gaan praat oor 'n proses en een van die lekker dinge van Afrikaans is, ons het nie woorde vir alles nie. So ek het 'n term hier ontwikkel, sy naam is toets en tweak. En dis nou 'n woord wat ons geskep het in Afrikaans. Dit staan vir Lean Startup. En dis 'n proses en dis 'n spesifieke manier wat 'n mens nuwe sake ontwikkel en idees vorm en idees evalueer. So ons gaan daaroor praat. Ek gaan vir julle voorbeelde gee en so hopelik so 'n bietjie interaksie ook tussendeur. Baie kortliks oor Brightworks self. Julle kan hoor ek is Afrikaans, Aliwal Noord gebore, Durban groot geword, Stellenbosch geswat, al daai tipe van dinge. Ek is 22 jaar gelede is ek die land uit en ek het in die afgelope 22 jaar 7 keer internasionaal verhuis. Elke keer is die taxman my vang. Nee, ek is nie rarig nie. Ek het net, dit was werksgeleenthede wat my hier en weer gevat het. So ek het lank in Holland, in Noord-Amerika, beide die VSA en Kanada en Engeland. En die groot voorreg gehad om in baie lande van die wêreld te werk. Ek werk baie met beginnersake, met startups en beide beginnersake op selfs van 1 man vlak af of wat ons noem die 2 men in 'n PowerPoint presentation stadium van 'n nuwe onderneming, deur tot groot maatskappye. Ek het huidige kantore in Centurion. Die Centurion een is me, myself, yours truly. En ek is 6 maande gelede terug in die land, so ek is nog besig om 'n bietjie op te vang van hoe dinge gedoen word. Maar die hoofbedryf wat ek doen is ek werk met sakemodelle en ek help bedrywe om sakemodelle te optimaliseer en te innoveer. So toe Etienne vroeër gepraat het van sy tweeliner, dis wat ek soms 'n elevator pitch noem. My elevator pitch is dat ek is 'n sakekonsultant en ek help bedrywe, ondernemings om hulle sakemodelle te innoveer en optimaliseer. Ja, so dis my two-liner. So ek weet wie ek is en wat ek doen. Ek weet nie of ander mense dit altyd glo nie, maar nou ja. Ek het al 'n hele klompie maatskappye of begin of mede begin saam met ander mense. So ek het die littekens om so 'n bietjie te wys en ja, uit ondervinding uit 8 uit 10 ondernemings maak dit nie. Ek is bewys daarvan. Maar jy hoef net een keer reg te wees. Ek gaan nou begin praat oor sakeidees, die klassieke en moderne benaderings. Ek wil net so vra, so vinnig deur almal, hoeveel mense is hier in die verskillende gehore terwille van 'n sakeidee, maar jy het nog nie daai idee begin nie? Kan jy net julle hande opsteek? Ek het 'n blink idee, maar nog niks begin nie.
Dis nogal 'n redelike hoeveelheid. OK, dankie. Hoeveel mense is een persoon sake wat nou al minder as 2 jaar aan die gang is? Daar's ook 'n paar, nie verskriklik baie nie, mense wat langer as 2 jaar al aan die gang is. Daar's ook 'n hele paar. So ons het 'n wye spektrum, dankie. Ons het 'n wye spektrum van entrepreneurs hier vandag. Dis altyd interessant om te sien die ouens met die grys hare is die ouens wat weet wat fout kan gaan. Maar dit is baie lekker om te sien, daar's baie mense wat maak nie saak wat jou ouderdom is nie, dat jy nog steeds met nuwe sake idees begin. Ek geniet nuwe sake idees ontsettend baie. Ek wil so 'n bietjie praat oor die klassieke en moderne benadering tot sake idees. Daar is sedert die dot-com boom en bust in die jaar 2000, 2001, is daar ontsettend baie navorsing gedoen deur universiteite wêreldwyd oor wat dit vat om nuwe sake te begin. En mense kom uit met verskillende idees en interessant genoeg is daar mense so Steve Blank, jy sal later nog meer van hom hoor, wat beide 'n entrepreneur is en by van die hoogs aangeskrewe universiteite in Amerika doseer oor nuwe sake en entrepreneurskap. So hier is hoe ons in die ou dae, die klassieke benadering, sake idees ontwikkel het. Jy kry 'n blink idee. Ons het almal vreeslike blink idees en idees is maklik. Ek het dit 'n bietjie vroeër gesê, dis maklik om 'n idee te kry. En die klassieke benadering het gesê, vat jou idee en gaan skryf 'n sakeplan. En as jy daai sakeplan oorgesweet het en jy het vreeslik baie, daar's 'n 100 bladsy sakeplan en jy het vreeslik baie navorsing gedoen en marknavorsing en al die tipe van goeders, dan gaan soek jy geld. Want jy het mos nou 'n slimme idee en jy het 'n sakeplan wat nie kan fout gaan nie en jy gaan soek geld. En as iemand vir jou geld gegee het, dan gaan jy en jy begin bou aan die produk wat jy wil aan mekaar sit. En as jou produk gebou is, dan gaan bemark jy en jy begin verkoop. En jy laat die hele wêreld weet dat jou produk daar is. En dan, natuurlik, besef jy, dit is nie heeltemal wat ek in gedagte gehad het nie. Dis 'n bietjie van 'n probleem. En een van die grootste probleme natuurlik wat 'n mens het met 'n nuwe sake idee, is hierdie ou benadering. Ons het 'n verskriklike wonderlike ontwerp, maar mense wou eintlik iets anders gehad het. Ons dink op hierdie spesifieke prentjie, ons dink daar's 'n idee dat mense pragtig mooi netjies om die hekke gaan loop en hulle fiets op die regte manier by die voetgangeroorgang gaan kry, maar mense doen dit nie. Hulle soek gemak. Hulle soek iets wat hulle maklik kan omry. So die probleem is dat die ou klassieke manier van sake benader sê dat jy baie tyd moet gaan spandeer daaraan om 'n sakeplan te skryf en dan kom jy agter maar eintlik is die sakeplan nie wat mense regtig wil hê nie. So die moderne tegnieke lyk 'n klein bietjie anders en ek gaan so klein bietjie meer in detail oor die moderne benadering gaan ek nou vir julle verduidelik, maar hier is die oorsig. Ons begin nog steeds met 'n idee. Maar in plaas daarvan om 'n sakeplan te gaan skryf, gaan skep ons wat ons noem 'n sakemodel. En dit is een stuk gereedskap wat ek vandag vir julle gaan leer. Daai sakemodel staan bekend in die wêreld as die Business Model Canvas en ek gaan nou 'n bietjie bietjie meer daaroor praat wat dit doen en hoe dit lyk. Hierdie is 'n foto wat ek geneem het toe ek 'n week of 2 gelede saam met een van die mense wat vandag hier teenwoordig is, Willem Kamstra hier in Centurion, toe ek saam met Willem gewerk het aan sy sakemodel. Wat jy dan doen met die sakemodel, die ding wat jy moet besef is dat net soos wat 'n sakeplan 'n reeks aannames is 'n sakemodel 'n reeks aannames of hipoteses. Jy dink dis wat mense wil hê. En dit is nie noodwendig wat mense wil hê nie, maar ons dink hierdie sakemodel gaan werk. So die idee is in plaas daarvan om nou te gaan geld soek om hierdie sakemodel te gaan bou, wat ons gaan doen is ons gaan die sakemodel toets. En daar's baie spesifieke tegnieke en goeders wat ons gebruik om die sakemodel te toets. Daar is baie maniere om dinge te toets. As jou saak is of jou besigheid stoelrieme of riempies banke maak of net meubels riem, dan is daar spesifieke maniere om goeders te toets. As jy 'n webtuiste gaan skep waar jy glo mense baie geld gaan spandeer, dan is daar spesifieke tegnieke om te toets. Maar die idee is dat jy gaan toets
jou sakemodel op 'n spesifieke manier en jy vat dan die lesse wat jy geleer het uit daai sakemodel uit daai toetse uit en jy gaan pas jou sakemodel aan. Dis baie belangrik. Daar is nie een onderneming, vra vir enige entrepreneur hier of enige ander plek. Daar is nie een onderneming wat lyk presies soos wat die entrepreneur gedink het hy gaan lyk na 'n jaar of 2 nie. Elke onderneming draai 'n bietjie, hy verander so 'n klein bietjie van koers. Dan as jou sakemodel, as jy die hipoteses in jou sakemodel getoets het, dan gaan ons terug na die klassieke manier toe. Dan gaan skryf ons 'n sakeplan, ons gaan kry geld, ons bou ons produk, ons bemark en verkoop en hopelik maak ons baie geld daaruit en ons skep werk en ons leef gelukkig vir die res van die wêreld daarna. So dis 'n groot verskil tussen die klassieke benadering en die moderne benadering. Kom ons kyk 'n bietjie na so 'n paar dinge hierso wat belangrik is. Steve Blank het gesê beginnersake is nie kleiner weergawe van groot bestaande sake nie. Okay, dis baie belangrik. Een van die sleutel dinge wat 'n mens moet besef hierso is dat die doel van 'n bestaande onderneming is om 'n bestaande sakemodel so effektief moontlik uit te voer. Die hele onderneming is gestruktureer en alles is in plek om seker te maak, mense maak seker dat daardie sakemodel werk. Met ander woorde, don't rock the boat. Die doel van 'n beginnersaak is om 'n sakemodel te soek wat werk. So jy soek heeltemal ander goeder. So as jy werk met 'n idee, as jy 'n idee het, dan werk jy op 'n baie ander manier as 'n bestaande saak. Okay? Dit is absoluut krities om te weet. Kom ons kyk 'n bietjie na die gereedskap. Die sakemodel raamwerk. Die sakemodel raamwerk kom uit 'n boek uit met die naam van Business Model Generation. En op die webblad wat julle daar in die begin neergeskryf het, brightworks.com/academia 2015, ek wys dit weer aan die einde van hierdie klompie skyfies, wys ek weer 'n skakel na hierdie boek op Takealot. Die boek is geskryf deur 2 kerels, Alex Osterwalder en Yves Spinier. Alex het sy PhD gedoen by die Universiteit van Lausanne in Switserland in 2004 en hy het gebaseer, die PhD-tesis het daaroor gegaan oor of 'n mens 'n formele taal kan ontwikkel om sakemodelle te beskryf. Na 6 jaar het hy en Yves hierdie boek geproduseer, Business Model Generation, en hulle beskryf in Business Model Generation, dis 'n absolute fantastiese boek vir entrepreneurs, beskryf hulle iets met die naam van die Business Model Canvas. En die Business Model Canvas lyk as volg. Daar's 'n Business Model Canvas of 'n sakemodel raamwerk. Regsbo op hierdie sakemodel is daar kliëntsegmente. Die hele idee is dat hierdie raamwerk kan gebruik word om in die 9 blokke wat hier is, kan jy enige onderneming beskryf. Jy kan hulle sakemodel beskryf. En ek gaan nou vir julle wys hoe dit werk. Aan die regterkant, kliëntsegmente. In die middel is die waardeaanbod. Onder regs is inkomste strome, dis hoe ons geld gaan kry van mense af. Daar's bemarkingskanale, kliëntverhoudings ensovoorts. Ek gaan aan die hand van 'n voorbeeld vir julle wys hoe sit 'n mens so 'n sakemodel aan mekaar. Kan ek vinnig weer vra net dat mense vir my met die hand wys, hoeveel van julle ken Nespresso, die mense wat hierdie oulike masjiene, koffiemasjiene maak met hierdie kapsules? Meeste mense, sommige mense, ja, okay, almal ken dit. Nespresso, deel van die Nestlé groep. Hier is Nespresso se sakemodel en dis 'n voorbeeld wat gereeld gebruik word deur mense wat sakemodellering vir ander mense wys. Nespresso het een kliëntsegment en dis die koffiedrinker tuis. Okay, jy kan meerdere segmente hê. Op 'n stadium het Nespresso baie gewerk met kantoorgeboue of groot bedrywe, groot ondernemings. Maar vir die doel hier van hierdie voorbeeld gaan ons praat net van die koffiedrinker tuis. Nespresso se waardeaanbod is die perfekte koffie tuis. Dit is hulle waardeaanbod aan jou. En Nespresso maak op 2 maniere geld. Die eerste manier wat hulle geld maak is deur eenmalige verkoop van Nespresso masjiene, die koffiemasjien self, en dan herhalende verkope van die koffie self.
Ek het die laaste 4-5 jaar dat ek in Kanada gewoon, ek het een van hierdie masjiene besit. Ek het gedink die masjien was vreeslik duur toe ek hom gekoop het. Ek dink hy was omtrent $400 Kanadees gewees, $400-500. Tot ek agtergekom het, ek spandeer elke 2 tot 3 maande, spandeer ek rondom die $300 elke keer om koffie te koop. Maak self die sommetjies. Dis jaar na jaar na jaar. Dis kroeps wat die masjiene maak, so hulle hou 'n ewigheid. So Nespresso maak nie geld uit masjiene uit nie, maar die herhalende verkope van die koffie is natuurlik hoe hulle geld maak op die lang duur. So dit is hoe hulle sakemodel werk. Nespresso het bemarkingskanale, hulle het verskeie verskillende bemarkingskanale. Daar is natuurlik altyd die World Wide Web, hulle het Nespresso boutiques, ek sien daar's nou 'n klompie van hulle in Suid-Afrika ook, en daar's call centers en daar's 'n webtuiste. Net so belangrik in die sakemodel is hoe jy op die lang duur jou kliëntverhoudings in stand hou. En Nespresso doen dit deur iets wat hulle noem die Nespresso Club. Dis 'n webtuiste en as jy behoort aan die Nespresso Club, dan weet hulle nie net watter masjien jy het nie, maar hulle weet ook van watse tipe koffie jy hou. Want hulle verkoop 'n reeks van omtrent, ek dink daar's seker 14-15 verskillende soorte koffies, gegeur, ongegeur, sterk, decaf ensovoorts. So hulle hou trade en hulle gee vir jou spesiale aanbiedings en jy kan orders kan jy herhaal en sulke goeie. So hulle maak dit vir jou baie maklik om by hulle koffie te koop. Die gedeeltes wat julle nou op die skerm sien, is wat ons noem front of stage. Dis alles van die onderneming af uit na die kliënt toe, aan die buitekant. Agter die skerms sit ons met sleutelaktiwiteite. En in Nespresso se geval is daar 'n paar sleutelaktiwiteite. Een van hulle is om koffie te vervaardig. Die ander een is om hulle patente op te pas. Hulle het op 'n stadium baie sterk patente gehad op die kapsules, nie meer nie. So dit het nou so 'n bietjie verander. Maar dit was op 'n stadium absoluut krities dat hulle patente beskerm. En hulle bedryf natuurlik die Nespresso Club ook. Dis die sleutelaktiwiteite wat Nespresso gebruik of moet doen om hulle onderneming in stand te hou. Hulle het 'n klompie sleutelhulpbronne. Key resources noem ons dit in Engels. Bemarking is vir hulle absoluut 'n sleutel. Hulle moet natuurlik baie goed bemark en hulle spandeer baie geld op hulle bemarking, want George Clooney is hulle gesig na die wêreld toe. So hulle spandeer baie geld op George en George is vir hulle 'n sleutelhulpbron. Hulle fabrieke is natuurlik 'n sleutelhulpbron en in party lande hou hulle eie logistiek. Hulle lewer nog self koffie af by sekere plekke. Hulle het besluit om dit nie uit te stuur na vennote toe nie. Dan is daar sleutelvennootskappe en hulle het 'n sleutelvennootskap met onder andere 'n maatskappy met die naam van Kroeps wat die masjiene maak. En dan is daar 'n kostestruktuur. Dit kos geld om te bemark, dit kos geld om koffie te maak en dit kos geld om die logistiek te bedryf. Dit is die sakemodel van Nespresso. Hier is iets baie belangrik om te leer uit sakemodellering uit. Jy sal nêrens in hierdie sakemodel produkte of dienste sien nie. Okay? Ons praat van 'n waardeaanbod. Die waardeaanbod hier is die perfekte koffie tuis. Die hele idee is dat die waardeaanbod wat 'n mens aan die kliënt gee, kan jy op 10, 100, 1000 verskillende maniere vir daai kliënt aanbied. Dit gaan oor die waardeaanbod. En dit is ook waar mense vroeër gepraat het oor ons dink ons word onderprys. As jy jou waardeaanbod aan die mark op so 'n manier stel dat hulle dink dit is die moeite werd om meer geld daarvoor te betaal, dan moet jy dit doen. As jy wil kompeteer op prys, dan moet jy dit doen. Maar dit is baie moeiliker om te kompeteer op prys. So dis 'n Nespresso sakemodel. Ek gaan kyk nog na 'n vinnige voorbeeld. Hier is Academia se sakemodel. Academia het 'n paar kliëntsegmente. Die heel belangrikste een natuurlik is studente. En vir studente het ons 'n waardeaanbod kwaliteit onderrig in Afrikaans. Terloops, wanneer ek werk met hierdie sakemodelle, dan verkies ons nie om te skryf op die sakemodelle nie. Ons gebruik van hierdie plakpapiertjies, stickies. En daar's baie spesifieke redes daarvoor. So hierdie PowerPoint, die blokkies is bedoel om stickies aan te dui. So, vir die kliëntsegment studente is ons waardeaanbod kwaliteit onderrig in Afrikaans. Let op
dat ek nie spesifiseer dis 'n kampus met klaskamers nie. Want Akademia doen dit anders en julle ondervind nou dat die waardeaanbod hier op 'n ander manier aangebied word as voltydse universiteite. So, kwaliteit onderrig in Afrikaans en daarvoor kry ons studiegeld. Dis hoe ons geld maak uit studente uit. Akademia se ander of volgende kliëntsegment is lektore of dosente en die waardeaanbod aan hulle, die rede hoekom hulle by ons gaan kom werk, is omdat ons vir hulle kompeterende voordele en geleenthede gee. En natuurlik die kans om in Afrikaans onderrig te gee. En ons maak nie uit hulle uit geld nie. Ons volgende kliëntsegment, borge en donateurs. En vir daai borge en die donateurs is die waardeaanbod die assosiasie met die bevordering van kwaliteit Afrikaanse onderrig. Ons gaan na mense toe en sê, dis regtig 'n goeie ding wat ons besig is om hier te doen, wil julle bydra. So ons kry daai mense uit, kry ons geld, in hierdie geval donasies. Let op dat ek kleure gebruik om die verskillende kliëntsegmente met waardeaanbod met inkomstestrome te verbind. Solidariteit, moedermaatskappy, die waardeaanbod natuurlik vir hulle is dat ons deel is van 'n omvattende dienste vir Afrikaanssprekendes en hulle gee deel van die ledegeld bydraes gee hulle vir Akademia. Bemarkingskanale, onder andere die web, media, funksies, fondsinsameling, ek gaan nie in verskriklik baie detail hieroor nie, die kliëntverhoudings, hoe hou ons oor die langtermyn verhoudings met daai kliënte in stand, publikasies, e-posveldtogte, mediadekking, vorderingsverslae, ensovoorts, verskillende maniere wat ons met ons verskillende kliëntsegmente werk. Sleutelaktiwiteite, ons lewer onderrig, skep en onderhou studiemateriaal, ons doen fondsinsameling en ons werf studente. Dis alles deel van wat Akademia moet doen, en weer eens die sleutelaktiwiteite, sleutelhulpbronne, toplektore, kursusmateriaal, hierdie fasiliteite, hierdie afstandsleerfasiliteite wat ons nou gebruik, en natuurlik effektiewe administrasie. Mens kan nie enige onderrig instituut bedryf sonder effektiewe administrasie nie. Sleutelvennootskappe met onder andere onderwerpdeskundiges, en ek weet onder andere word kursusmateriaal se redigering en kwaliteitsbeheer word nie in huis gedoen, nie gedeeltelik in huis en gedeeltelik deur vennootskap met mense daar buite. Kostestruktuur, salarisse vir lektore, studiemateriaal, hierdie fasiliteite kos geld om te onderhou en te bedryf. So daar's Akademia as 'n sakemodel. Kan ek vinnig vra, is daar enige vrae? Steek 'n hand op as daar vrae is op hierdie stadium. Dit lyk nie so nie. Ons gaan 'n bietjie meer sin maak binne 'n paar minute. Ek wou net sê die interpretasie. Interpretasie. Ja, en die interpretasie van die sakemodel. Ek weet dit elkeen sy eie segment, maar ek dink dit is nou waar die crux lê is, hoe interpreteer mense of dit 'n goeie of 'n slegte model is. Ons sal nou daarby uitkom. Dis die volgende gedeelte. Okay? So hier is 'n stuk gereedskap. As jy Google vir Business Model Canvas, is daar honderde verskillende weergawe hiervan wat 'n mens kan aflaai. Die skakel wat ek vir julle in die begin laat neerskryf het, daar's 'n A4 weergawe, 'n A3 weergawe en 'n klompie ander goeders wat julle kan aflaai ook. So dit is die stuk gereedskap wat ons leer. Kom ons kyk na die toets en tweak proses, en ek moet sê, dit was 'n bietjie van 'n probleem. Hierdie is 'n vertaling van Lean Startup, en Lean Startup, ek het gegaan hier deur 'n verskriklike klomp idees, verskillende maniere om Lean Startup te vertaal. Ek weet nie of dit 'n lenige beginnersaak is nie, ek wil nie te letterlik werk nie, dit is 'n proses wat ons beskryf. Toets en torring is miskien 'n ander manier om te dink daaraan. Mik en skik. Die hele idee is dat wanneer ons 'n idee ontwikkel, wanneer ons 'n nuwe beginnersaak ontwikkel, dat ons gaan die idee beskryf en dan gaan ons hom toets. So as julle enige voorstelle het, my e-mailadres is ook op die einde. Laat my asseblief weet. Dit sal goed wees om 'n goeie aanvaarbare Afrikaanse term daarvoor te kry. Voordat ek vandag verder gaan, as daar een ding is wat u vandag moet onthou, net een ding, dan is dit die volgende. Die grootste fout wat beginnersake maak, is om verlief te raak op hulle eie idee. Waar Etienne vroeër gesê het, die grootste risiko in 'n beginnersaak is die entrepreneur, is die grootste fout wat die entrepreneur maak, veral beginner-entrepreneurs, dat hulle verlief raak op hulle eie idees. En hier is hoekom dit
'n probleem is. Kom ons kyk 'n bietjie na die toets en tweak proses. Ons begin weer eens met die idee. Alles begin met die idee. Ons gaan dan 'n sakemodel bou. Stap 2. Mense wat die sakemodel raamwerk ken en daar verskillende weergawe van die sakemodel raamwerk, daar's baie mense wat sê dat as jy langer as 20 minute vat om 'n idee op die sakemodel raamwerk te teken, dan is jy besig om jou tyd te mors. Okay, dit is nou as jy regtig waar die gereedskap goed ken, jy ken die proses goed en jy het baie idees wat jy wil evalueer. Maar die tweede stap is altyd om die sakemodel te toets. Wat ons dan gaan doen, is ons gaan al die aannames of hipoteses wat ons gemaak het binne in daardie sakemodel, gaan ons lys en ons gaan hulle orden in die orde van die mees kritiese bo. Die mees kritiese aanname of die mees kritiese hipotese is die een wat ons maak wat die grootste kans het om ons onderneming te kelder. Okay? En ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld wys van hoe dit werk. Wat ons dan gaan doen is ons gaan vat die kritieke hipoteses en ons gaan toets hulle. En in stap 5 gaan ons lesse leer. Ons dink mense wil iets hê wat blou is, maar eintlik hou hulle meer van rooi. Selfs al is dit so 'n eenvoudige les soos dit is belangrik om dit te leer. Stap 6 gaan pas jou model aan en herhaal stap 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Herhaal daardie stappe totdat jy 'n sakemodel het waar jy al jou kritieke hipoteses getoets het. Hier is hoe dit lyk in die praktyk. Ek het 'n week of 2 gelede saam met Willem Kamstra gewerk aan sy sakemodel. Ons gaan nou 'n bietjie meer in detail kyk daarna. En ons het vinnig, omdat Willem al reeds bekend is met hierdie stelsel, het hy al reeds goed getoets. So wat julle sien daar op die bord is van hierdie geel plakpapiertjies en party van hulle het rooi regmerkies. Dis hipoteses wat ons al reeds getoets het, wat Willem geweet het is waar dit werk, hy het dit in die mark gaan toets. Daar's party van hulle wat 'n sterretjie by het of 'n 1 by het. Dit beteken is die hoogste prioriteit om volgende te toets. So dit is hoe dit in die praktyk kan werk. Let op, ons het nie verskriklik lang dokumente gaan skryf om al ons hipoteses en goeters te lys nie. Ons het dit sommer op die geel plakpapiertjies gedoen. Okay, hierdie stuk papier wat julle hier sien, hy is amper 1.7 meter wyd en omtrent 1200 mm hoog. So dis 'n groot stuk papier wat ons gebruik om die sakemodel te gaan beskryf en in hierdie geval die toetse ook te doen. So wat Willem gedoen het is hy het gekyk en hy het gesê ja, hierdie spesifieke kliëntsegmente, die een wat daar regs bo sit, is die een wat ons mee wil werk. Die wat onder is gaan ons op 'n tweede fase benader, maar daar is eers ander hipoteses wat ons moet gaan toets. Terug na die proses toe. As ons nou hierdie sakemodel en al die hipoteses getoets het, soveel as wat ons kan, in stap 7 gaan bou ons wat ons noem 'n minimum verhandelbare produk. En hier is een van die groot foute wat mense maak. My opleiding is in rekenaarwetenskap en wiskunde, en ek sê altyd vir mense, ek weet nie hoekom wiskunde nie, want ek was nooit baie goed daarmee nie, dit was seker vir my sondes gewees. Maar as iemand wat rekenaarwetenskap geleer het om sagte ware te skryf, het ek vir omtrent 15, 16, 17 jaar van my loopbaan, het ek gewonder hoekom mense nie kan sien dat hierdie stuk sagte ware wat ek geskryf het, net die fantastiese ding was wat omtrent al die probleme in die wêreld sou oplos, as hulle dit net sou wou gebruik nie. Dit het al die bells en whistles gehad. En toe in 2000, toe word ek bestuurder van 'n maatskappy, en ek het so gekyk na hierdie ouens wat met hulle sagte ware skryf, en ek het gedink, maar ouens, ons wil dit nie hê nie. Dis nie belangrik nie. So een van die probleme wat 'n mens, of een van die foute wat 'n mens baie keer maak, nie altyd nie, maar baie keer, is ons probeer die perfekte produk bou, en ons probeer daardie perfekte produk mark toe vat. Nou kom ons agter, dis nie regtig wat mense wil hê nie. So die idee is, gaan toets al jou hipoteses en bou dan die minimum produk wat jy mark toe kan vat, wat mense by jou gaan koop. Dit hoef nie al die bells en whistles aan te hê nie. Okay, ons bou net die minimum verhandelbare produk. En daardie minimum verhandelbare produk, ek sal nou net vir julle wys waar kom hierdie spesifieke prentjies vandaan, begin ons dan bemark en ons leer van ons kliënte af. Wat van ons gaan sê, ek hou hiervan, ek hou nie daarvan nie. Ons gaan leer
ons pas aan, ons sit meer goeders by ons produk en dan groei ons. Hierdie resep wat ek hier vir julle leer, daar's boeke daaroor geskryf, ek leer dit gewoonlik vir mense in ten minste 'n dag seminar, so dit is baie kompak wat julle vandag hier sien, maar dit is die resep wat mense deesdae gebruik om beginnersake, om idees te evalueer, te toets in die mark en dan uiteindelik mark toe te vat. Dis die kern van die idee. So in die PowerPoint wat op die webblad is hierdie resep ook. Begin met die idee, bou 'n sakemodel en dan lys en orden jou hipoteses, toets hulle, leer die lesse en pas jou model aan. Daai leer die lesse is waar 'n mens leer dat jou idee nie noodwendig is wat mense wil hê nie. Dit is waar jy gaan iets bou wat die mark wil hê, nie wat jy wil hê nie. Baie belangrik. Kom ons kyk 'n bietjie hier na 'n koersverandering en ek gaan spesifiek nou kyk na Willem Kamstra. Willem sit hier in Centurion. Ek het so 'n paar weke gelede met Willem hiermee gewerk. Hier's weer die sakemodel wat ons saam met Willem gebou het. Nou wat Willem doen is Willem het 'n onderneming begin met die naam van Groeitorings. En Groeitorings dis 'n manier om produkte te kweek, plante te kweek, maar vertikaal. So die installasie wat hy het, lyk amper soos 'n geut. En binne in die geut sit daar 'n ding wat amper lyk soos 'n gaas. En die idee is dat jy hierdie plantjies plant binne in hierdie gaas en daar is pompies wat dan water van oppomp na boontoe en die water drup heeltyd deur. Die water is verryk met allerlei voedingsstowwe en daardie voedingsstowwe laat die plante groei. En ek dink as ek reg is, het Willem vir my gesê, mens kan 2 tot 2,5 keer soveel produk kweek in dieselfde ruimte as wat jy dit kan doen wanneer jy horisontaal werk. Nou is natuurlijk 'n klomp ander voordele ook hierso. Dit word altyd in tonnels gedoen, so jy is nie so van die weer afhanklik nie en dit is natuurlik hidroponies, so daar is nie soveel grond en stof en goeters vuil maak nie. So Willem het gedink, hy was verlede jaar ook in die sakemodel kompetisie en hy het na die sakemodel kompetisie het hy by 'n klomp restaurante daar in Linwood Bridge gaan rondloop. Ek weet nie of hy by Beirits was wat Etienne Maritz begin het vanoggend nie. Dit was nou 'n bietjie van 'n toeval gewees. Maar hy het na die restaurante toe gevat met hierdie goeders op 'n installasie en vir hulle gesê, stel julle belang. En die ouens het die goeders so gekyk en gesê, dis absoluut wonderlik, ja, ons wil dit hê. Hy het 7 restaurante getoets, 3 het gesê ja, 2 was kettinge wat gesê het, ons kan nie daai besluit maak nie, en by die ander 3 was daar nie besluitnemers nie. So by die plekke waar hy besluitnemers kon nader, het hulle vir hom gesê ja, ons stel belang in die produk. Willem het gedink, so sy eerste kliëntsegment was gourmet restaurante. En Willem het gedink dat die waarde aanbod vir hierdie ouens is goedkoop groente. Kweek jou eie groente. Daar is restaurante wêreldwyd, dis 'n tendens wat hulle eie slaai en kruie kweek, sodat dit baie vars by jou op die tafel kan kom. Nou daai varsheid kom vir hulle natuurlik teen 'n koste, want hulle is 'n restaurant, hulle is nie regtig waar 'n plaas nie. So hulle moet addisionele ruimte kry om die goeders te groei, hulle moet allerlei dinge doen wat buite die kernbedryf van 'n restaurant val. So wat Willem gedink het om te doen is, ek gaan hierdie goeders, hierdie groeitorings gaan ek verkoop aan gourmet restaurante. En hy het uitgegaan hulle toe en hy het gesê, hier is die groeitorings, wil jy dit koop? Hy het sy hipotese, het hy gaan toets. En raai wat? Daai mense het gesê, dankie, maar nee dankie. Ons stel nie belang om groeitorings by jou te koop nie. So sy sakemodel, die hipotese wat hy gehad het, is dat gourmet restaurante stel belang daarin om groeitorings by my te koop. Daardie hipotese was verkeerd. Willem het dit getoets vroeg in die proses, om te gaan kyk of mense dit wel wil hê. So hy het nie baie geld spandeer, hy het nie 'n groot onderneming gebou, net om uit te vind dat sy sakemodel verkeerd is nie. Wat hy dan gedoen het, en dit is relatief nuut in die afgelope 2-3 weke, het hy self gaan bepaal, kom ons kyk, wat kan ons doen as ons slaai en kruie vir mense verniet gee, gratis. Maar, wat die ouens dan vir ons gaan doen, is hulle gaan op 'n maandelikse basis 'n huur betaal. En wat Willem gaan doen, is hy gaan 2 maal 'n week gaan hy inkom, hy gaan die leë groeitorings gaan hy wegvat, hy gaan hulle
vervang met volgroeitorings en al wat die ouens hoef te doen is te oes van die groeitorings af. Die waarde wat die gourmet restaurante daar uitkry natuurlik is dat hulle het absoluut perfekte vars slaai en kruie. Jy kan dit nie varser kry nie. Daai hipotese het Willem getoets. Willem is nou in die proses om hierdie hipotese te gaan toets. Hy het ook geleer uit sy vorige ondervindings uit dat as jy na mense toe gaan vir hulle so iets wys soos hierdie groeitorings, dan moet jy reg wees om baie vinnig daai groeitorings vir hulle te gaan verskaf. Anders word jou mark koud. Jy skep al daai opgewondenheid in die mark en dan skielik is dit nie meer, as jy 2, 3, 4, 5 maande vat om jou produk aan mark toe te vat, dan het jy 'n probleem, dan sê jy ons nee, ons het nou intussen op 'n ander manier reggekom. So Willem weet nou dat wanneer hy vir die mense gaan vra of hulle wel die goeders by hom sal huur op 'n maandelikse basis, dan weet hy moet vinnig kan verskaf. Hy dink sy hipotese is goed, want hy kan dit verskaf teen 'n baie kompeterende prys en hy verskaf groente en kruie wat baie varser is as wat jy dit op enige ander plek kan gaan koop. So hier is die proses in werking. Dis 'n voorbeeld van hoe mense die proses gebruik om jou idee te gaan toets. Daar was vroeër 'n vraag gewees om te gaan kyk of is 'n idee 'n goeie een. Ek het nie mooi gesien wie die vraag gevra het nie. Kan ons net weer teruggaan daarso? Ek wil net hoor of die beskrywing van die proses daai vraag ten minste so 'n bietjie geantwoord het. Waar is daai vraag gevra? Iemand het gevra oor interpretasie. Antwoorde die vraag? Ja, ek het meer gedink 'n mens kyk net hierna as 'n eenmalige blik, maar soos wat jy nou verduidelik, sien ek dit is 'n werkende proses. Dis 'n lewendige model. Dis goed wat jy rondskuif. Jy gaan leef met hierdie model. Dis nie iets wat 'n mens net na kyk en iemand sê ja, hy gaan werk en jy kan wegstap en sê dit is 'n werkende besigheid. Ja. Absoluut. Dit is absoluut krities. Daar is 'n paar redes hoekom 'n mens dit kontinu wil toets. Nommer 1 is jou mark verander. Gaan vra vir, ek weet nie of julle iets soortgelyke gehad het nie, in Noord-Amerika was daar 'n video winkel met die naam van Blockbuster. Jy kon video's daar gaan verhuur. Blockbuster is bankrot. Hulle bestaan nie meer nie, omdat Netflix op die toneel gekom het. Ek weet nie, Koos Becker het so 'n tyd terug het ek onderhoud met hom gesien op televisie, hy is die hoof van Naspers. Hy het gesê, MultiChoice se kompetisie is nie die regering of ander televisiekanale nie. Dis Netflix, Google Play, Amazon se Flix. Dit is die kompetisie. Daardie ouens kyk gedurig na hulle sakemodelle. Hulle weet watter van hulle sakemodelle werk en watter nie werk nie. Okay. Ek gaan, net voordat ek oorskakel na hulpbronne en goeders toe, gaan ons gou 'n klein oefeningkie doen. Hierdie is die stukkie notepapier wat daar voor julle op die tafel lê, en al wat ek gedoen het, ek is een van die blaaie omgevou, sodat hy op die agterkant, die skoonkant, vir my werk. Hier is hoe om 'n sakemodel raamwerk te teken. Wat ek gewoonlik doen is, ek teken 'n vierkant op die bladsy, of 'n reghoek liewers, en dan omtrent so 2/3 af, 3/4 af, teken ek 'n horisontale lyn, wat ek dan in 2 verdeel. Dis my eerste stap. Regsonder kom geld in, linksonder gaan geld uit. En jy kan simbole gebruik, jy kan gebruik wat ook al jy wil gebruik om vir jou aan te dui wat daar is. Dan verdeel ek hierdie bladsy omtrent in die helfte, omtrent daar waar die pen lê. En in die linkerkantste helfte gaan teken ek die letter H, en in die regterkantste helfte gaan teken ek 'n letter H. En daar's jou sakemodel raamwerk. Okay? Die weergawe wat jy kan aflaai van die webbladsy af. Dit het alreeds al die goeders ingevul in Afrikaans Google as jy die Engelse weergawe wil hê. Baie vinnig hoe 'n mens dit gebruik, onder andere. Dus ek kan, waar is die onderwyser in Bellville wat stoeleriem? Daar is hy, dankie. Kom ons kyk vinnig hoe jou sakemodel werk. Ek neem aan, jy verkoop aan privaat mense wat hulle stoele wil laat riem. Ek neem aan, jy kan ook aan meubelfabrieke gaan verkoop. Ek neem aan dat jy ook aan meubelwinkels kan gaan verkoop. So hier het ek baie vinnig, het ek nou 3 kliëntsegmente ontwikkel. Die waardeaanbod aan die privaat ou is
kwaliteit stoelrieme. Ek skryf dit nou nie uit nie, dis net om vir julle 'n vinnige idee te gee van hoe mense so 'n sakemodel aan mekaar sit. As ek werk met meubelfabrieke, wat sou my kwaliteitsaanbod aan of my waardeaanbod aan hulle wees? Dit sou miskien ook kwaliteit wees, maar ook spoed. Kwaliteit en spoed. En my waardeaanbod aan winkels, as ek direk met winkels werk, kan wees kwaliteit en 'n lyn van tradisionele meubels, wat ek miskien nie anders sou gehad het nie. Inkomstestrome, ek kan geld kry per meubelstuk. Is daar enige iemand wat wil waag, hoe kan ek nog geld maak uit hierdie besigheid, behalwe vir per meubelstuk? Enige idees? Restaurasies. Opleiding, mense leer hoe om rieme te doen. Dankie. So daar's 'n riemskool, ensovoorts. Nog een aan Centurion. Online bestellings vir mense wat self net die rieme soek en dit wil bestel en self insit. Daar's hy. Dit is eintlik 'n uitstekende idee, want ek kan sien daar sommer 'n hele reeks video's en kursusse wat 'n mens nou op die web kan gaan koop, né? So daar's kursusse plus materiale. Nog iemand? OK, daar het ons 'n klompie idees van hoe dit kan werk vir 'n besigheid of 'n onderneming wat op die oomblik net part-time is. Ek wil net beamoen dat wat Etienne vroeër gesê het, dat 'n mens heeltemal rustig kan werk en lekker kan werk en jou entrepreneursdrange of jou entrepreneursgees, dit is heeltemal goed en reg om 'n vaste werk te hê terwyl jy iets anders doen. Daar's absoluut niks daarmee fout nie. Daar's niks wat sê jy moet 'n 100 miljoen rand maatskappy gaan bou of 'n biljoen rand maatskappy gaan bou nie. As wat jy nou doen, die manier wat jy dit doen, vir jou tevrede hou, maar as hulle jou fire, hier's 'n paar idees hoe om jou besigheid te laat groei. Hoe kom ons by die mark uit? Ons bemarkingskanale, onder andere op die web. Ek sal met Akademia kom praat en vir hulle sê, ek sal kursus aanbied oor stoeleriem. Daar's 'n klomp goeder soos grasdakke, stoeleriem, die Engelse woord daarvoor is crafts, wat 'n mens nie altyd meer mense het wat dit doen nie, of dit goed kan doen nie. Dis dinge soos skoene maak. Dis prosesse en tegnieke en goeders wat besig is om verlore te gaan. So miskien kan ons vir Akademia of Solidariteit, of miskien begin ons dit heeltemal onafhanklik. Maar ons begin saam met iemand om van hierdie ou crafts weer in ere te herstel en 'n manier te kry wat dit kan oorleef. So wat ons kan doen is, ons kan saam met mense soos universiteite werk, ons kan saam met, ek sal gaan na van hierdie radiostasies. Radio, dink ek, is nog 'n manier. As ek huis toe ry en ek sit 2-3 ure in die verkeer en ek hoor, as iemand wat sê ons riem stoele, dan gaan ek dit mos onthou. En as dit maklik is om dit te onthou, natuurlik kry. Kliëntverhoudings, hoe hou jy op 'n lang basis met daai 3 verskillende groepe kliënte? Hoe hou mense dit aan die gang? Ek los dit vir julle om self dit te gaan doen. Die res van die model gaan ek vir julle self los. Julle kan self gaan besluit wat is die sleutelhulpbronne en wat is die sleutelaktiwiteite wat hierdie onderneming moet hê en moet onderneem of moet doen om hulle aan die gang te hou. Wat ek net vinnig wil doen is, wat is die mees kritiese aanname wat ons maak in hierdie sakemodel? Enige iemand wat 'n voorstel wil waag, wat is die mees kritiese aanname? Wat is dit wat ons aanneem hier, wat die grootste kans het om hierdie onderneming te kelder? Is dit Bellville? Somerset West. Ek sou sê die kritiese aanname is dat daar baie mense is wat riempistoele het, of wat riempistoele het wat breek. OK. En hoe wat nie noodwendig so is nie. Alright, en hoe kan ons dit toets? Ja, ek weet nie. Enige iemand wat wil, ek dink die aanname hier is dat die mark is groot, en dit is nie noodwendig reg nie. OK, so ons moet 'n bietjie gaan toets, hoe groot is daai mark? Hoe kan ons toets of daai mark groot is? Ons het 'n vraag hier in Centurion. Die Facebook bladsye? Facebook bladsye, absoluut. Webadvertensies, radioadvertensies, ja? Ek dink ook 'n kritiese aanname wat 'n mens maak is dat daar's ongelooflik baie verskillende tipe meubelstukke wat jy daar buite kry, en riempistoele is al 'n
antieke vintage tipe ding en is daar enigstens 'n aanvraag vir dit nog? Okay, hier is vir julle 'n wenk. Baie keer wil mense idee toets, maar jy wil nie baie geld spandeer om die ding te gaan bou of jouself gereed te maak vir 1000 bestellings as jy nie weet of jy 10 gaan kry nie. So wat 'n mens baie maklik kan doen, is baie maklik om 'n Facebook bladsy of om 'n webtuiste of miskien albei te gaan skep, wat vir mense sê, hier is 'n diens wat ek beplan om op die mark te bring, plaas so lank u bestellings hier. En dan as jy 2 mense kry wat navraag doen of wat bestellings plaas, dan weet jy, jou mark is nie so groot nie. As jy 1000 kry, dan weet jy jou mark is groter. Dan sou ek gaan rondloop, ek sou gaan kyk na meubelwinkels, ek sou gaan kyk hoeveel riempies, banke en riempies stoele daar staan. Ons het nog 'n vraag hier uit Centurion uit. Kommentaar uit Centurion uit. Nee, wil jy nie noodwendig die aanname maak dat iemand wat 'n riempiebank het hom wil herstel nie. Dis een hipotese wat ons sal moet gaan toets. Of riempiebanke is dalk, as die riempies aan die einde is die bank dalk ook aan sy einde. Die ander ding waarna jy moontlik kan hipotese kan toets is om te gaan kyk na die Google search activities. Daar is sagteware wat jou gou gaan point om te sien hoeveel mense soek riempies of 'n riempiekundige. Google Keyword Analytics is waarvan Willem nou praat. Gaan soek 'n bietjie vir Google Keyword Analytics. Sleuteltermanalise. Hulle hou statistiek van elke woord wat voorgesoek word. En hulle kan vir jou sê uit watter deel van die wêreld uit, watter dag van die week, watter tyd van die dag, wat mense na soek, wat kompeterende terme is. Dit is onder andere hoe hulle Google AdWords model bedryf. So daar's 'n baie vinnige idee. Ek gaan vinnig hierdeur gaan, nou gaan ons praat oor addisionele hulpbronne en werkwinkels en dan gaan ek dit oopgooi vir vrae. Ek het al reeds die skakel vir julle gestuur daar, brightworks.com/academia 2015. Daar's 4 addisionele hulpbronne wat julle kan kies om te gebruik. Ek gaan addisionele werkwinkels doen. Ek doen dit onafhanklik van Academia, so hierdie is gratis advertensie vir my, dankie Academia, waar ek hierdie sakemodel, die sakemodel raamwerk, daar's 'n paar ander raamwerke, daar's een met die naam van die Value Proposition Canvas, wat ek gedoop het die waarde aanbod raamwerk. En dit is hoe jy gaan bepaal wat jou werklike waarde aanbod moet wees vir jou kliëntsegmente. En dit vind ek is baie keer amper net so belangrik of belangriker as jou sakemodel. Jy moet heel eers gaan bepaal of daar 'n behoefte is by jou kliënt. Wat is hulle regte probleem? Is daar die riempiesbank, is dit net die riempies of is dit maar net is die hout ook heeltemal verrenoveer? Moet ons kyk na riempies plus restaurasie? Daai tipe van navorsing, daar is tools om dit te doen ook. Ek gaan 3 addisionele werkwinkels doen, almal soort van geskoei op die tydlyn van die sakemodel kompetisie. Daai asseblief voor Sondag aan of jy sou belangstel in so addisionele werkwinkel. As jy meer detail nodig het oor wat in die werkwinkel gaan wees, laat my weet. Maar gaan kyk spesifiek na die video's. Daar's 3 YouTube video's wat ek graag wil hê julle moet kyk. Die eerste ene gaan net oor die sakemodel raamwerk. Dis 2,5 minute inleiding tot die sakemodel raamwerk, die business model canvas. Die tweede een is baie belangrik. Dit wys hoe mense die sakemodel raamwerk gebruik om 'n idee te verkoop aan iemand. Daar's elke jaar 'n sogenaamde International Business Model Competition wat hier universiteit in die VSA gehou word. En mense van oor die hele wêreld neem op die oomblik daaraan deel. En hulle gebruik hierdie sakemodel raamwerk om te wys hoe hulle gekom het met hulle idee tot waar hulle is op daai stadium van die wedstryd. Hulle wys ook hoe hulle hipoteses toets en hoe hulle sakemodelle se koersverandering toepas. Pivot is die Engelse woord daarvoor. En al hierdie tegnieke is goeders wat ek sal vir mense leer in die eerste werkwinkel.
Daar is skakels na 4 boeke toe. Die eerste boek is die Business Model Canvas of Business Model Generation. Die tweede een is die opvolgboek daarop, Value Proposition Design. Hoe ontwerp jy 'n waardeaanbod vir 'n mark? Hoe vind jy uit of dit 'n goeie idee is of mense dit regtig wil hê? En dan is daar 2 ander boeke. Die een se naam is Blue Ocean Strategies en almal boeke wat die moeite werd is. Die eerste 2 is boeke wat ek gebruik in my daaglikse lewe as sakemodelleerder. En dan is daar 2 raamwerke plus ander skakels plus die PDF weergawe van hierdie PowerPoint wat ek gedoen het. Ek gaan vir julle nog 1 stukkie wys. Wanneer mense 'n produk ontwikkel, is dit baie belangrik dat jy jouself, of dit selfs 'n diens, is dit belangrik om jouself te onderskei van jou kompetisie. En hoe onderskei jy jou van jou kompetisie? Hier is 1 tegniek wat ons gebruik om dit te doen. Wat ons gaan doen is ons gaan teken 'n baie basiese XY raamwerk. En wat ons gaan doen op die horisontale as, gaan ons die karakteristieke van die produk of diens gaan ons beskryf. So, kom ons sê kleur is een van die karakteristieke van, kom ons sê dis 'n produk, kom ons sê kleur is iets wat ons onsself op gaan meet. Prys is 'n ander een. Ek soek nou 'n paar goeders, kleur, prys, gemak ensovoorts. So daar's 'n klomp karakteristieke waarop ons produk gaan meet. Wat ons nou gaan doen is ons gaan 'n grafiek trek van hoe al ons kompetisie lyk. So, ons het byvoorbeeld kompetisie wat baie laag is op kleur, maar hulle skoor baie hoog op prys. Hulle produk is nie baie gemaklik om te gebruik nie en hulle het 'n paar ander goeders daar. So gaan teken jy vir elkeen van jou kompetisie, gaan teken jy jou raamwerk of jou grafiek. Wat jy dan weet is jy weet hoe die kompetisie lyk. Jy kan nou gaan besluit, ek gaan baie kleure aanbied. Ek gaan kompeterend wees op prys, maar ek gaan my produk baie maklik maak om te gebruik. So my waarde grafiek wat ek hier teken, onderskei my produk van my kompetisie se produk op ten minste 2 plekke. En dit is die waarde wat ek aan die mark gaan verkoop. So dit is deel van alles wat ek verder van mense leer. Dis 'n tegniek wat kom uit 'n boek met die naam van Blue Ocean Strategies. Uitstekende boek. Die geheim, as jy werklik waar hierdie grafiek wil gebruik tot sy uiterste toe, is jy gaan skep kategorieë waar die kompetisie nie eens aan dink om te kompeteer nie. Met ander woorde, jy sit heeltemal hier regs waar die kompetisie heel onder sit. So, tegnieke, tools, prosesse, sakemodel is 'n lewendige ding. Dis nie iets wat 'n mens een keer teken nie. 'n Sakeplan skryf jy net vir 2 redes. Eerste rede is om te beplan wat jy moet doen, tweede rede is om geld te kry. Jy moenie meer aan 'n sakeplan gaan skryf as wat werklik waar nodig is nie. Is daar enige vrae? Mense is verstom, verveeld, sien daarom so hier en daar 'n glimlag. Baie dankie vir julle tyd. Daar's al my kontakinligting, brightworks.com. Al my kontakinligting is daar ook. Ons het 'n vraag daar uit Somerset Wes uit. Ag, ek wil net vra, die werkswinkels wat u beplan om aan te bied, moet 'n mens fisies teenwoordig wees? Werk dit ook op dieselfde manier as die? Want vir ons uit die Kaap uit om op te ry kan nogal 'n moontlike probleem wees. Ek het 'n vraelysie daar waar ek vra waar die gemaklikste sentrum is. Ek lys Centurion, Kaapstad en ander, spesifiseer vir my ander. So as julle sou belangstel, ek vlieg graag af Kaap toe, my pa woon daar. Ek het ander familie in die Kaap, so ek kom graag af Kaap toe en doen nog 'n addisionele werkswinkel. My werkswinkels is almal, ek neem nie meer, ek dink as 16 mense in 'n werkswinkel nie, want dit is baie interaktief, dit is baie hands-on, dit is baie praktiese werkwinkels. Ons doen praktiese oefeninge, ons doen baie van hierdie modeltekeninge. So ja, dit moet fisies wees, maar ek kom met groot plesier af Kaap toe as daar genoeg belangstelling is. So daai net vir my aan daar asseblief. Daar's ook 'n keuse van datums. Ek het nog nie datums vasgemaak nie, so ek sal die datums kies en soveel werkwinkels hou as wat nodig sou wees. Is daar nog enige vrae? Daar's nog 'n vraag daar uit Bellville uit.
Ja, ek wil net weet, het julle dalk raamwerke vir PowerPoint presentations? Ek het een en ek sal hom, ek het 'n Afrikaanse een, is die een wat ek hier gebruik het. Ek sal dit vir jou op die webblad sit. Daar's nog 'n vraag uit Centurion uit. Ek wil net graag weet, hierdie model waarvan jy praat, moet elke besigheid 'n model hê? Elke besigheid het 'n model, of jy dit nou wil hê of nie. Hierdie is 'n spesifieke raamwerk wat ek gevind het werk baie goed, sodat mense kan verstaan hoe hulle besigheid werk. Hierdie raamwerk is spesifiek baie goed want dit skep 'n taal, 'n visuele taal wat mense van verkoopsmense tot finansiële mense, as hulle saam so 'n raamwerk verstaan, as hulle verstaan hoe 'n sakemodel werk, dan is dit baie makliker om hulle sakemodel te bespreek. Ek vind baie sake het 'n probleem. Een ou kom uit 'n verkoopspunt uit, vanoggend met Willie gesels daar agter. Een ou kom van 'n verkoopspunt uit, ander ou kyk uit 'n totaal finansiële oogpunt uit na 'n besigheid. Maar as jy nie kyk na die hele sakemodel nie, dan het jy moeite om besluite te maak. Jy praat teen mekaar. Een ou kyk net uit een oogpunt daar uit. Jy moet jou hele sakemodel moet jy verstaan. Of jy nou hierdie raamwerk gebruik of 'n ander een, maak nie saak nie. Hierdie een is net een wat ek gevind het die afgelope 20 jaar werk beter as enigiets anders wat ek nou al gesien het. Kies net vir die van ons wat gesit en slaap het, net weer 'n naam ontvang asseblief. Neville Chamberlain. As jy kyk op my webblad is daar 'n About Us page en daar vertel ek baie leuns oor hoe oulik ek is. Net 'n vraag, man, jy het op 'n stadium gesê dat ons versigtig wees om nie verlief te raak op ons idee nie. Ek is in daai opsig nogal romanties want ek raak baie verlief op my idees en dan wanneer ek moontlik besef dat die idee dalk nie of wat ek dink die vraag wat ek wil vra is wanneer besluit 'n mens dat 'n mens jou idee moet laat vaar want jy weet mense is soms negatief of mense sien nie in dat jou idee kan werk nie. So dis moeilik om te besluit wanneer is die verhouding nie meer goed nie. Ja, dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek dink dat elke entrepreneur moet beide 'n realist wees, maar jy moet ook onrealisties wees. Jy moet realisties wees in die sin van ja, daar is 'n mark, ek glo my eie marknavorsing. Jy moet onrealisties wees want niemand anders glo dis 'n goeie idee nie. Daarom moet jy die selfvertroue hê om voort te gaan en deur te druk. Ek het vroeër vir mense gesê toe IBM begin het om rekenaars te bou hier in die 60s, hierdie CEO van IBM het hy gesê die wêreldmark vir rekenaars is 3. Daar is net plek en nodigheid vir 3 rekenaars in die wêreld. Nou ja, geskiedenis het ons 'n bietjie verkeerd bewys, nê. As jy glo daar is 'n mark vir jou produk, solank as wat jy moet het, hou aan. Maar pas jou idee aan, toets dit teen die mark, kyk wat mense wil hê. Partykeer is jy net te vroeg in die mark. Solank as wat jy geld het, moet dit, hou aan toets. Ek dink mense soos Etienne nog baie meer daaroor kan sê. Hulle begin my druk hier, so ek is 'n bietjie lank oor my tyd. As daar nog vrae is, e-mail my asseblief. Daar's my telefoonnommer, e-mail, brightworks.com is al wat julle moet onthou. Al daai inligting is daar ook. Baie dankie vir julle tyd. Ons gaan so 'n paar minute van die lig af terwyl die volgende spreker opkom. En ek is in Centurion vandag as mense nog wil verder gesels. Baie dankie.